Ek staan vandag hier in hierdie tabernakeltjie, sal ons dit noem 'n replika, sal ons dit noem 'n museum. Ek weet nie wat om dit te noem nie, maar van Moses se tabernakel. Nou, voor ek 'n bietjie paar goedjies met julle wil deel, wil ek net sê dat dit het definitief nie so gelyk nie. En maar ons het al die meubels nou hierso uitgepak, soos min of meer dat ons het in die Bybel lees, maar al die goed is ook nie volgens die ware grootte gemaak nie, want ons weet nie wat die regte grootte was van sekere van die goed nie. Die waskom onder andere weet ons nie, in die kandelare weet ons ook nie. Ons lees die gewig van daai goud, maar hulle het nog ander goed ook gemaak met daardie goud. So, dit lyk het definitief nie so gelyk nie. Dit was ook baie groter, die tent self, maar ons het dit gedoen en ek wil julle net vertel 'n bietjie geskiedenis van ons. Die 14de September 1968 het die Here my weg langs gekom en prys die Here, ek het die Here aangeneem. Ek het hom bely as die seun van God, dat hy gesterf het en dat die Vader hom opgewek het uit die dode uit. En die Here het my daai aand vrygemaak van vele goed, en die Here is groot. En daardie selfde aand het iemand vir my net so 'n sketsie gemaak, so buite sketsie, en met die meubelment sommer so geteken, so binne-in, en vir my gesê, Niels, het jy dit al gesien? Ek sê, nee, ek het dit nie gesien nie. Wat is dit? Nee, dit is 'n uitleg van Moses se tabernakel, wat hy gebou het in die wildernis. En nou ja, ek het niks geweet van die tabernakel af. Absoluut niks nie. Ek het geweet dat Moses iewers in 'n bisiemandjie op die Nyl gewees het en dat iemand hom daar gekry het. Verder het ek niks geweet nie. En ek was toe so 24 jaar oud. En wat toe gebeur het, ek het daardie jare het ek skag gesink in Kimberley. Ons het 'n ou skag skoon. Ek het vir die Shaftsenkers gewerk. En ons het daar in Kimberley 'n ou skag gaan skoonmaak. En toe is ons genooi na 'n tentdiens daar in die Kleerlinggebied, daar naby die Groot Gat. En dit is waar ek met die Here 'n ontmoeting gehad het. En die Here het my radikaal verander daar, en ek het net gevoel in my binneste, ek wil meer weet van die Here, en ek het my werk bedank, en ek was baie geld gemaak daai tyd. Jy weet, Shaftsenkers daai tyd, ons het goeie geld gemaak. Ek was hierdie jong man wat al 'n Mercedes gery het, 'n karavaan gehad het, 'n huis vol meubels en so aan. Maar ek het, na die Here met my gepraat het ons alles gelos, die werk gelos, en ons is Kaap toe om te gaan Bybelstudie doen. En nou ja, om 'n lang storie kort te maak, 6 jaar daarna het ons teruggekom Transvaal toe, gewerk vir 'n maatskappy, naderhand my eie besigheid gedoen, baie goed gegaan. En ek het my besigheid toe verkoop. Nou, dit is ook al 'n klompie jare terug. En my vrou is oorlede, en daarna het Renza, ek en Renza weer kontak gemaak. Sy was in dieselfde Bybelskool as ek. Ons was saam, en die Here het dit net so gewerk, dat ek genooi is na troue toe in die Kaap, haar gekontak, gesê, hoorie, ek is na hierdie troue toe, wil jy saam met my na die troue toe gaan? Sy het ingestem, en ek is Kaap toe, na die troue toe, en daar het die Here ons by mekaar gebring, weer na baie jare, na 26 jaar, en ons is toe getroud, en ek het haar van die Kaap afgebring, en ons het gedink, wat gaan ons nou doen? En die Here het dit op ons hart gelê, sommer so vlugtig, dat ons kom uit dieselfde Bybelskool uit, dieselfde goed geleer, en dit lê op my hart, die tabernakel. En ek het toe 'n tabernakel gebou, ons het kampgronde toe beginne, en ons het 'n bediening daar gehad, 'n geestelike kampgronde, en ek het 'n tenttabernakel gebou, waar hierdie selfde meubelment in was, maar na klomp jare
het ons verkoop, want ons kon nie meer dit hanteer nie, dit was te veel werk, want ek en sy moes die kos maak en alles wat daar gebeur het. En toe het ons hier kom bly, in die dorp, Pretoria Noord, hier teen die berg, en my kinders het natuurlik gesê, ons moet by hulle kom bly as ons die plek verkoop, en so het ons dit gedoen, en toe bou hulle vir my hierdie gebouetjie aan. En dit is absoluut wonderlik, is baie kleiner as wat ons gehad het, maar dis oukei, dis goed. Ons kan so 30 mense hier inpas, en ons gaan aan met ons bediening deur om die tabernakel te bedien en elke meubelstuk te vertel waaroor gaan dit, ensovoorts, ensovoorts. En ek wil dit net aan julle wat dit nou nog nie gesien het, nie bekendstel. Ons nooi mense om, as hulle wil, om 'n gemeente te bring, of 'n klompie mense bymekaar te maak. En dan hiernatoe, ons vra nie geld nie, ons doen dit verniet. En dan hier buitekant is dit nogal baie lekker, hier's baie bome en so, en dan bring die mense hulle eie piknikmandjies saam, ons gee nie meer kos soos in die verlede nie. Hulle bring hulle eie piknikmandjies saam, en ons gee koffie, tee en so, en ons sit in hierso, en ek het 'n tent wat ek dan hier opslaan, waaronder die mense kan sit, as dit te warm is. En dis wat ons nou doen, en ons geniet dit terdee. En dan verduidelik ons die tabernakel, maar tabernakel is nie die enigste onderwerp waaroor ons praat nie. Ons het vele ander goed wat die Here in hierdie jare, want dit is nou al in die 50 jaar vandat ons uit die Bybelskool uit is, het die Here vir ons in hierdie tyd baie openbaringe gegee in die woord van God. En goed wat ons nooit geweet het nie. Maar alles begin by die tabernakel. Want die tabernakel, volgens Hebreërs 8 vers 5 sê dit wat Moses hulle gedoen het, dis Moses en die priesters daai tyd, is 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge. Nou gaan ek 'n paar skriffies vir julle gee wat ons genoop het om dit nog verder te studeer en te gaan kyk, 'n bietjie navorsing in die Bybel te doen oor waaroor gaan al die goeders. En ons het in detail die tabernakel nou al oor hierdie jare geondersoek en gestudie. Maar soos ek sê, dis nie net oor die tabernakel nie, dis vele ander goed. Die woord van die Here sê, kyk, die tabernakel gaan oor die Ou Testament. Nou baie keer vra ek vir die mensies wat hier is, hoor jy, wie het al die tabernakel gestudie? En dan is daar miskien 1 of 2 in die groep wat ietsie weet van die tabernakel. Of ja, ek het al gehoor, ons het totaal so 'n bietjie gestudie. Maar ek wil net vir jou sê hoe belangrik is die tabernakel. In Openbaring in die Nuwe Testament, Openbaring 21 van vers 3, ja, sê dit dat die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle wees. En dan praat hy hier van Jesus Christus, wat by die mense sal wees. Nou ja, in die vorm van wat dan vandag? In die vorm van die Heilige Gees. Want jy weet, die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees is basies een, maar ook 3. So, maar Jesus Christus is ons tabernakel. Nou as ons wil die Here Jesus regtig ken, ons wil detail van hom weet. Want as jy verlief is op 'n vrou, of as jy vrou is en jy is verlief op 'n man, wil jy graag weet wat daai persoon van hou. Hoekom kam daai persoon sy hare so? Hoekom trek hy so aan? 'n Mens wil mos weet. Jy's lief vir daai persoon en jy wil graag weet wat is daai persoon se begeertes ook. En net so met die Here. As ons detail van die Here wil weet, en ons wil weet waarvan hy hou, en sy gesindheid, sy geaardheid, sy karakter, sy autoriteit, en jy wil meer daarvan weet, dan is dit nodig dat ons die tabernakel studie, want daai goed is in die tabernakel geopenbaar, of deur die tabernakel geopenbaar. So, en daai rede het ons die tabernakel gebou, maar dit is nie alleen die rede nie. Die ander rede is dat ons is siel, gees en liggaam. Julle weet, ons lees in die woord van die Here, jy met jou siel, gees en liggaam onberispelik bewaar. So, jy's 'n liggaam, jy's 'n siel en jy's 'n gees. Nou,
En ons liggaam het 5 sintuie. Nou net vir interessantheid, jou siel en jou gees het ook 5 sintuie. Maar die een van jou sintuie is jou sig, jou oë. En ons het geleer dat jou sig is 84% van jou sintuie. So met ander woorde, dit wat jy sien, onthou jy baie beter as wat jy net hoor, of net aan voel, of ruik, of proe. So, jou sig is baie belangrik, jy onthou dit baie lank. En toe het ons besluit, okay, kom ons bou die goed, kom ons maak dit, al lyk dit nie net so nie, maar iemand sal hier instap en kyk, dan sien hulle die offeraltaar, die waskom, hulle sien die tafel met die toonbrode, die reukwerkaltaar, die kandelare, en hulle sien ook die ark van die verbond met die gerubs daarop. So, mense loop hier uit, hulle vergeet dit nie so maklik nie, maar as ek nou net in 'n saal sal praat, of in 'n kerk, en net vir die mense sê, hoorie, daar was 'n offeraltaar, en daar was en dit verduidelik, gaan hulle dit nooit so goed onthou nie, maar hier beduie ons vir die mense, elke ding, ek stap rond, ek wys vir hulle, en ons dra daardie kandelaar uit, en ons gee studie daaroor, van elke ding, van die vlammetjie, die pit, die olie wat daarin was, en al die ander goed, is die speserye wat gebrand was, op daardie reukwerkaltaar, wat vir God 'n soet reuk in sy neus was, is storax, galbanum, frankincense, annike, en grove sout, wat gemeng was, wat daarop gebrand was. Wat beteken dit? Want alles wat gebruik is, God sê vir Moses 4 keer, Moses, sien dat jy dit net so maak, soos ek jou op die berg gewys het. Jy weet, en as dit nie belangrik gewees het nie, ek glo nie sou ons soveel daarvan geleer het in die Bybel nie, want die woord tabernakel kom so iets soos 114 keer voor in die Bybel, en die woord tent van samekoms 140 keer daar rond. Ek is nou nie presies nie, maar daar is soveel geskryf rondom 'n tabernakel en rondom die tent van samekoms. Nou dit is die tent van samekoms. Hierdie is die hele tabernakel, maar hy noem partykeer daardie deel ook as 'n tabernakel. Maar in elk geval, so ek is baie oortuig daarvan dat God het dit in die woord gesit. In die Ou Testament, nou baie mense het al vir ons gesê, ja, maar julle is nou Ou Testamenties, julle is nou, kan nou nie eens die naam onthou nie. Maar kom ek gaan vir julle skrif quoteer, en dit is omtrent die eerste skrif, wat toe ek begin het met die Bybelskool, wat ek gememoriseer het. En dit is uit die brief uit, wat Paulus vir Timotheus geskryf het. En toe hy daai brief geskryf het, was dit so min of meer 35, 36 jaar, soos wat ons het nou nagevors het, nadat Jesus Christus alreeds opgevaar het. Skryf Paulus vir Timotheus. Hy sê, en dit vind jy in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, hy sê die hele skrif is deur God ingegee. Nou kom ons kyk eers na die hele skrif. Die hele skrif, was dit die Nuwe Testament? Toe was daar nog nie Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Romeine ensovoorts nie. Daar was nog net die boekrolle. En dit is wat hy van gepraat het, toe hy sê, Timotheus, die hele skrif is deur God ingegee. Hoor wat sê hy, en is nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging in die geregtigheid. Sodat die mens van God, dis jy en ek, die mens van God volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. So, die hele Ou Testament, Timotheus, is ingestel deur God en is nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging. Weet jy wat? Toe ek regtig begin het die Ou Testament in detail studeer, ek en Renza natuurlik, my vrou, het ons soveel wonderlike openbaringe gekry in die Ou Testament, wat 'n afbeeldsel is en 'n skadu van die hemelse dinge. En ons het gevind, wow, ons verstaan die Nuwe Testament eintlik baie beter, van dat ons die Ou Testament beter verstaan. So,
En dit is hoekom ons dit gedoen het, sodat die mense dit kan sien, al lyk dit nie so nie, en is niks heiligs hier nie. Ons doen nie die ritueel daar, doen 'n ritueel hier nie, ons vertel net uit die Bybel uit, net uit die woord van God uit, wat dit beteken. En ook nie ons eie gedagtes nie. Elke dingetjie wat ons hier oor praat, gaan haal ons die woord van die Here, die Logos woord, en dan bid ons dat die Gees dit moet die Rema woord maak, en dit openbaar vir ons, dit moet lewend word, en so het hierdie goed vir ons, so oor hierdie jare, so lewend geword, dat ons kan nie net, ons het nie geweet, as ons nou weggaan, as ons die kampgronde verkoop, en ons het nie meer ons saal daar, en ons eetsalon, alles wat ons daar gehad het, 'n replika van die tuingraf, van die tabernakel, en vele ander goed, wat gaan ons nou doen? Maar ons is moeg, ons wil ook begin rus, maar ons het net gevoel, wow, hierdie deel kan ons nie los nie, ons en die kinders was so goed vir ons, sê, papa, ons bou vir julle hierdie plek, is dit groot genoeg? Sê, ja, en hy's nou al 'n paar maande terug, wat ons klaargemaak het, en ons ingetrek, en ons geniet dit. So, hier's niks heiligs hier nie, al wat heilig is hierso, is die Gees van God. Dis al wat heilig is. Maar hierdie goed het ek alles met my hande gemaak, en so is nie regtig goud nie, is sommer aerosol, jy weet, sprei. So ons wil graag met julle deel. Nou, ek wil sê, as enige een van julle wil kom kuier vir ons, kontak ons. Ons gaan die nommer op die skerm laat kom, dan kontak julle vir Renze of vir my, en dan sê julle, ons het 'n groepie mense, wat ons wil graag bring, en dan kom julle, soos ek sê, dit kos niks, ons doen dit gewoonlik op 'n Saterdag, ons begin so 9 uur, mense moet 8:30 hier wees, vir 9 uur, en dan het ons 'n sessie, en dan gaan drink ons koffie, en dan kom ons terug, en dan etenstyd, wanneer ons nou daar kom, dan gaan eet almal hulle in piknikmandjies, ons vra net, ag, bring vir ons ook maar iets in jou piknikmandjie saam, grappie, maar in elk geval, en dan druk ons deur tot so 3 uur se kant. Nou ja, dan, in daai paar ure, kan ek eintlik baie min vertel, maar dis genoeg om die hoofsaak van die tabernakel aan jou te verduidelik, laat dit spreek van om op te groei in Jesus Christus. Jy weet daar, ons het hierso die offeraltaar, wat eintlik 'n tipe is van die kruis van Jesus, want Jesus was die lam van God, volgens Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God, en die lam is vir ons geslag, dis Jesus Christus. Nou in die ou dae het hulle die offer, die lam geslag hierso of 'n bok, of wat dit ook al was, maar daar het bloed gevloei, en daardie bloed het hulle nie verlos van hulle sonde, dit het net die sonde toegemaak. En hulle het vorentoe gekyk na die kruis van die Messias wat moet kom. So, dan as jy nou, hierdie is nou die 'n metafoor, dis die afbeeldsel en skadu van die hemelse, so die hemelse is, jy sien Jesus Christus op die kruis, wat vir jou geslag is, as die lam van God, maar sy bloed wat hy gestort het, was ons, hy vat die sonde weg, hy verlos ons, maar dan is die volgende stap, om op te groei in Jesus, laat ek net sê, Jesus sê, ek is die deur, hy sê ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, sê hy, nou in die afbeelds en skadu, waar is die Vader gewees? In die allerheiligste, op die genadetroon, bo op die ark van die verbond, daar onder daai gerubs, dis waar die heerlikheid van God was, daar vandaan af het hy met Moses en Aaron gepraat. So, en nou as dit die afbeeldsel is, die geestelike, ons wil by die Vader wees. Ons wil by die Vader wees. Nou, om daar te wees, moet jy ook dan deur Jesus Christus gaan. Ons moet deur hom gaan. In die tabernakel, hy sê, dit is Jesus. Volgens Openbaring 21 vers 3. Dan sit Jesus, so ons moet deur, hoe gaan ons deur Jesus? Ek meen, dink 'n bietjie,
Hy gee vir ons die afbeelds en skadu. Dit is wat ons moet doen. Ons moet kom by die kruis, by die offeraltaar, wat Moses hulle gedoen het. Dan daarvandaan af moet jy verder groei. Jy kan nou nie daar dormant lê nie. Dan kom die waskom, die doopbad. Nou ja, ek gaan nie nou vir julle sê wat die doop regtig beteken nie, maar ja, hier is 'n verborgenheid in die doop en wat ek nie by kerke sien nie, of hoor nie. Maar in elk geval, dan kom jy hier, en as jy hier deur die water is, dan groei jy. Want hy sê in Efesiërs, ons moet nie bly by die begin, aangaande die prediking van Jesus. Nee, dit is Hebreërs 6. Maar in Efesiërs sê hy, ons moet opgroei in die mate van sy volle gestalte. Ons moet opgroei in Jesus, ons moet nie bly dormant lê hier nie, ons moet opgroei in hom in sy volle gestalte. Nou, wat is sy volle gestalte? Dit is sy volle gestalte. Nou, dan kom ons hier. Nou, ek gaan net hierdie skrifgie, moet ek vir julle quoteer. In Hebreërs 6, hy sê, moenie bly by die begin, aangaande die prediking van Jesus Christus nie. Nou, dis mos die evangelie. So as jy die evangelie gehoor het, en jy tot bekering gekom, waaragtig tot bekering, praat nie van rondspeel met God nie, as jy waaragtig tot bekering gekom het, moet jy nie daarby bly nie. Moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus. En om die fundament te lê van bekering uit dooie werke. En handeoplegging. En leer van die doop. En opstanding uit die dode. En 'n ewige oordeel. Nou net vir interessantheid, opstanding uit die dode uit, beteken nie hiernamaals nie, hy praat van hierso. Hier vind 'n opstanding uit die dode uit hier plaas. En dit is wat ek graag met julle wil deel. So ons moenie bly by die begin van, en dit is, ek dink, baie geredde mense raak vervelig in die kerk of omdat dit bly by een ding. Maar die Here sê, ons moet nie bly by die bekering nie. Ons moet opgroei, ons moet groot word. Paulus sê, ek was 'n kind, en toe het ek die dinge van 'n kind gedoen. Maar nou is ek 'n groot mens. Daar's nog 2 skriffies, en Jesaja sê hy, vir wie wil ek kennis leer, vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak, vir hulle wat gespeen is van die moederborste, van die melk. Dan sê hy, dis reël op reël, reël op reël, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dit is hoe die Here vir ons openbaringe verstaanbaar maak. Nie om die Bybel 10 keer te probeer deurlees, en dit werk nie so nie. Dit is 'n reël op reël, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, en dit pas soos 'n, wat sê mens, puzzle in mekaar. En jy sien nooit die eindprent, maar hoe meer stukkies jy van hierdie verborgenhede, want eintlik die puzzle se verborgenheid. Hierdie stukkie, maar hy is verborgen, jy weet nie regtig waar hy pas, totdat jy sê, hoor, maar die ding pas, net soos die koninkryk van die hemel is om daai stukkies bymekaar te sit, en hoe meer jy bou, hoe meer kan jy sien, en dit maak ek en my liefies, dit maak ons opgewonde, en ons is nuuskierig om meer van hierdie stukkies van die Here bymekaar te sit, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reël op reël, reël op reël. Dit is so stunning, maar ons moet opgroei in die Here. Nou wil ek sê, die Ou Testament is vir ons baie belangrik, baie belangrik, maar die evangelie, die 4 evangelies is absoluut van kardinale belang. Maar wat van die res van die Nuwe Testament? Die sendbriewe, mensies, die sendbriewe leer jou hoe om te groei, hoe om te veg, hoe om jy weet, as hy sê, hierdie oomblik van verdrukking werk vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid, hoe om dit in te pas in jou lewe in. Daar's soveel goed wat ons oor kan praat, maar ek dink ek gaan hier en ek los dit by julle. As julle belangstel, kontak ons en ons reël vir so by mekaar kom. Soos ek sê, ons doen dit vir nie, die Here het ons gebless, ons hoef nie geld te vra nie, die Here het ons klaar gebless. So, en ons kom by mekaar en ons kuier oor hierdie woord van die Here, waar daar soveel waarheid in is. Maar ek wil net een ding ook sê. Ons vind in die laaste jare
nou nie net in die laaste jare eens, maar al die tyd so, dat daar soveel dinge in die woord ingelees word. Daar word gedagtes, ouens se eie idees word in die Bybel ingelees. En die woord van die Here waarsku twee plekke, in Openbaring en in Deuteronomium sê hy, as jy bysit, het jy 'n probleem. As jy wegvat, het jy 'n probleem. Daar word soveel goed, word verdraai, wat in die woord van die Here is. En dit hou ons van om met mense te deel, nie wat ons dink nie. Ons sê, kom ons lees dit, kom ons lees dit, verduidelik dit. Daar's vele goed, wat ons sien in die woord van die Here, wat ons nie gesien het in die begin nie. Want ons groei, en hoe verder jy groei, hoe meer wysheid, kennis en insig kry jy deur die Heilige Gees. So, maar ek wil net vir julle sê, Niels van Sail ken ten dele, dis wat die woord van die Here sê, ek ken ten dele, maar hierdie klein bietjie wat ek weet, wil ek graag met mense deel, en dit is vir ons great. So, kontak ons wag vir julle oproepe. Die Here seën.